Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Luister gou hierna, wil hoor wat dink julle hiervan? Hoe voel dit? Wat se ervaring bring dit by jou? Dis 'n vrolike voeltjie daai. Ek het sien hier en daar dat iemand hulle oë toegemaak om mooi te kan luister. Né? So, ek wonder waar's dit, ek wil 'n bietjie daar gaan sit. Net om te gaan luister hoe die voeltjies sing. Net om so daardie rustige atmosfeer te beleef. Speel gou nommer 2. Hoe laat dit jou voel? Bietjie onstuimig, né? So bietjie, ek hou nie hiervan nie. Ek het al, kyk, ek bly my hele lewe in die Hoëveld, maar ek het dan nou 2 Sondae terug geskrik vir 'n weerligslag. Ek sit in die sitkamer met my iPad, so ek's besig om iets te lees, dis so stil om my, die TV is die ander. Weet jy wie almal het hom gehoor nie? Die volgende oomblik, was laas Sondag, né? Laas Sondag, klap hard. Ek het gehoor William skree soos 'n girl by sy huis toe dit gebeur. Ek het gedog is Renay, maar ek weet sy is nie so bang soos hy nie. En seker 30 sekondes nadat hy geklap het, stuur Frans vir my 'n WhatsApp. Pastor, het jy daai gehoor? Toe dog ek nie nog iemand het soos ek geskrik. Jogg, so hoog van die bank af, man. Toe is ek heeltemal wakker. My Sondagmiddag slaapie was verby. Die Hoëveld het so 'n manier, né? Vanoggend stap ek hier na toe, ek sien, die lug is blou. Kyk hoe lekker, ek hoor die duifies sing, als ek dog, dit was nou so 6:15, ek dog, ek moet nou sommer as ek hulp gehad het, ek nou sommer die koffietafel buite gesit daar onder die boom, net so vir lekker. Dan sê daar 'n bietjie meer spasie en als, en so kom ek in en ek bid hier in die kerk en ek doen iets in die kantoor en ek stap weer aan na agter toe William hier is, ek sien, nie 'n goeie genigtig, nou is dit so half duinserig, bewolkerig, dit lyk of dit wil reën buite. Nou lyk dit vir my amper, dit is nou weer weg. Dit is sulke oomblikke, né? Vir ons ouens wat in die Hoëveld groot geword het en bly, ons verstaan hierdie ding. Jy beplan nie asof die weer weet waarvan hulle praat nie. AccuWeather is dalk Accu in New York, maar hulle is nie so Accu in die Hoëveld nie. Want hulle sê daar's 0% vir reën, dan reën dit 100 mm. Dan sê hulle daar's 80% vir reën, dan sit ons almal ons aircons aan, so warm is dit. Ek onthou die ander dag kyk ons na die weer en ons besluit nie, ons gaan 'n bietjie golf speel. Jy weet, ek help maar vir William so bietjie. Nou gaan ons golfbaan toe, kom daar, ons besluit nou vir oefening, hoor ons, moet 'n mens eintlik stap as jy golf speel, nie met die karretjie ry nie. So die dag besluit ons gaan stap, nie omdat ons gehoor het dis vir oefening nie, net omdat hulle nie vir ons 'n karretjie gehad het nie. En so vang ons hierdie karretjie, of so vang ons sakke en ons stap, ons kom maar by die eerste en ons slaan af en ons stap. En toe ons so afstap van die eerste se bof af, toe kyk ek so dan na Sasol toe, dis dit so pers daar. Ek sê vir William, daai begin my nou pla, want iemand het vir my gesê die reën kom van daar af. Ek het nog altyd gehoor dit kom van bo af, maar ek het toe nou nie geweet nie. Dit kom lyk my toe nou van iewers af. Sê kom so, ek sien, ek sê ag, maar dis dan nog ver. Slaan my tweede hou, stap green toe, nie omdat ek op die green was nie, net omdat my bal in daai vicinity was. Stap green se kant toe, die volgende oomblik kyk ek weer, ek sê vir julle net in daai paar tree, toe kan ek nie Sasol sien nie. Slaan my derde hou, land op die green, vra julle nou vir William, hoe nat was ons toe ons terugkom by die klaphuis. Een gaatjie gespeel, toe reën dit kliphard. En die sirene gaan af, want die weer is swaar, en die mense by die klap dink,
as jy met 'n graphite golfstok golf speel en die weer is swaar in die Hoofveld, daai twee goed sê hulle werk nie lekker saam nie. So dan jaag hulle ons almal af. Nou kom ons maar terug en staan ons daar, ek reën vir my pap nat. Klim toe nou maar nat in die kar en ons kom huis toe. 'n Mooi dag wat so verander het. Lees saam met my Matteus 14. Lees hier van vers 22 af. Dit gaan op die bord wees, as jy wou gehad het, dit moet daar wees, dan kan jy sommer daar saam lees. Matteus 14 vers 22 sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Vers 24, en die skei was al in die middel van die see, getuister deur golwe, want die wind was teen hulle. Het jy al baie keer ervaar dat die wind teen jou was? William het vanoggend aan 'n briljante plan gedink, toe dog ek, hy moes net dit in die week gesê het, want ons het 'n leafblouer hier by die kerk, ek kon ons bietjie getoets het, wie van julle kan aanhou konsentreer, terwyl ons jou met die blouer blaas. Vers 25, maar in die 4de nagwaak, dit beteken tussen 3 en 6 in die oggend, julle het gehoor, wanneer het hy hulle gestuur, nê? Voor dit donker geword het. Voor dit donker geword het, het hy hulle gedwing om oor te gaan, oor die see. Vers 25 sê, en in die 4de nagwaak, tussen 3 en 6 in die oggend, het Jesus na hulle gekom al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees, soos William nou die dag toe die weer geslaan het. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreke gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. 28, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp, en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei, en die wind het gaan lê. Hierdie meer van Galilea, want dit is eintlik 'n meer, is 'n binnelandse see, hierdie see van Galilea het baie skielik golwe en baie skielik 'n rowwe see geword wanneer die wind begin waai het. Dit het gebeur as gevolg van die hoë berg wat reg rondom dit is en dan die lugdruk wat verskil, warm lug en koue lug en dan daar ewe skielik kon daar 'n wind begin waai. Ewe skielik het daar 'n storm uitgebreek op hierdie see. Ons lees hierdie wind was teen hierdie manne. En al wat hulle eintlik gedoen het was om te doen wat Jesus gesê het hulle moet doen. Konrad, sit vir my daai prentjie op. Kyk gou hier, Rembrandt van Rijn. Ek weet nie hoe sê mens dit nie, Rembrandt van Rijn. As jy sit, switch gou die lig vir my sjaal, dan kan hulle mooi sien. Rembrandt van Rijn het hierdie skildery geverf van die disippels op die see van Galilea. En dit skep nogal by 'n mens 'n idee. Ewe skielik hierdie plat, rustige water, wat in 'n storm ontstaan, dankie, jy kan aansit Sjaal, wat in 'n storm ontstaan, wat maak dat die golwe bo oor die boot slaan. En ek weet, dat elke een van ons, in seisoene van ons lewe, storms beleef. Ek het in hierdie week dit ervaar, terwyl ek voorberei het.
Dat wanneer ek in die oggend vroeg wakker word, dan het ek soveel dinge wat die Heilige Gees met my deel rondom vandag se woord. En as ek hier by die kantoor kom en ek wil dit begin neerskryf, dan het ek net hierdie weerstand wat ek ervaar. Want die wind waai teen ons. En baie keer wanneer die wind teen ons begin waai, dan dink ons, wat het ek fout gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? Ek moes sekerlik iets gedoen het dat die wind teen my begin waai. En ek wil vanoggend vir jou sê, weerstand en die wind en die storms van die lewe is nie noodwendig 'n bewys van die feit dat jy iets verkeerd gedoen het of op die verkeerde pad is nie. Maar ek wil ook sê, nou moet ons ook versigtig wees dat ons ook nie sê die weerstand en die wind wat ek beleef bewys vir my dat ek altyd reg is nie. Want dit gebeur ook. Baie keer gebruik mense die weerstand wat hulle kry om te sê, jy sien, dis nou die vervolging waarvan die Bybel gepraat het. Vir my is dit belangrik dat ons die les sal leer wat ons hier leer uit hierdie verhaal uit en dit wat met Petrus gebeur het, om te weet hoe moet ek en jy optree wanneer die wind teen ons waai. In hierdie storm kom Jesus en hierdie woord is vir my. Het julle dit gelees toe ons dit gelees het? En die wind was teen hulle. En in die 4de nagwaak het Jesus wat gedoen? Al wandelende. Nou hoe lyk wandelende? Die Bybel sê net gevluit nie, ek dink nou maar net, jy weet, so rustig. Kan ek gou vir jou ietsie sê, die feit dat Jesus al wandelende na hierdie manne toe aangestap gekom het op die see, wys vir my iets, die storms affekteer nie die koning nie. Die storm wat ek en jy beleef, doen niks aan Jesus nie. Hy wandel op golwe wat bo 'n boot slaan. Die storm doen niks aan hom nie. Dit beïnvloed hom nie, dit verander nie wie hy is nie. As ek en jy 'n storm beleef, verander dit nie wie Jesus is nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy bly Immanuel, God met ons. Hy bly die weg, die waarheid en die lewe. Hy steeds die geneesheer, hy steeds die voorsiener. Die storm bepaal nie wie hy is nie. Hy is wie hy is. Die storm van die lewe het geen invloed op wie Jesus is nie. Vers 27 sê, en Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, binne in die storms van die lewe, moet ek en jy altyd onthou wie hy is, en altyd ons ore oopmaak om te hoor wat hy vir ons sê. Een van die leuns wat die Satan baie vinnig vir my en vir jou wil vertel, is wanneer ons in die storm is om vir ons te sê, hy het jou verlaat. Kyk hoe waai die wind, waar is Jesus? Kyk hoe sleg gaan dit. God stel nie belang nie. Hy's nie naby jou nie. Dis wat is daai nuwe woord wat ek vanoggend geleer het? Dis as jy as hoopig voel, dan wil die duiwel vir jou vertel God is ver. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, Psalm 113 sê dat al voel ek of ek op die ashoop is, hy's nog steeds naby. Want hy wil verandering bring. Hy wil lewe bring. Onthou altyd dat hy beloof het, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Die storm sê nie dat hy ver is nie. Die storm sê nie dat hy nie kan help nie. Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Tot wanneer? Tot die einde. Is hy by ons. Hy is altyd by jou om jou te lei. Vers 28 kom in hierdie verhaal en hy sê, ek lees in die Amplified, Peter replied to him, Lord, if it is really you, command me to come to you on the water. And he said, come. So Peter got out the boat and walked on the water and came toward Jesus. Wat het Petrus gedoen? Uit die boot uitgeklim en hy het op die water geloop. As ons hierdie storie lees, dan hoor ons baie, dan onthou ons altyd, ja, maar hy het gesink. Voor ons kom by die feit dat Petrus gesink het, wil ek jy met vanoggend sien, hy het
geloop. Wat was sy begeerte? Sy begeerte was om in die storm nader aan Jesus te gaan. Jy sien, as die storm my dwing om nader aan Jesus te gaan, dan gaan ek en jy ook op water kan loop. Wat het gebeur? Net voor hierdie verhaal lees ons van 5000 mans en hulle vrouens en hulle kinders wat sit en luister na Jesus terwyl hy preek. En Jesus het lank gepreek, want hulle het honger geword. Niemand van julle word honger terwyl ek preek nie. Ok, ek gaan nou nie dit vra nie, want hier's 'n paar wat graag wil antwoord. En ons gaan nie nou van kos praat nie. Want as ons op 'n Dinsdagoggend by die kantoor sit en iemand sê net muffin, 5 minute later is almal honger. So ek wil al 'n oond insit iewers. Jy weet, kan 'n mens muffins bak in 'n mikrogolf? Is dit? Doen William dit? Of wat ek wou net sê, ou broer, Dinsdagoggend. Bak jy muffins as ek en die twee tannies honger is. Nee, Komie. Jesus preek so lank, hierdie mense word honger. Sy disippels kom by hom en sê vir hom, Jesus, ons moet hierdie mense wegstuur. Hulle is al honger. Hulle moet nog gaan kos koop en huis toe gaan. Hy sê, nee man, geef hulle iets om te eet. Hy daag hulle uit om iets te doen aan die omstandighede wat hulle sien in ander se lewe. En hulle sê, maar al wat ons het, is net hierdie paar visies en broodjies. En Jesus sê vir hulle, gee dit hier. En hy dank God daarvoor en hy deel dit uit. En soos wat ek en jy die storie onthou, soos wat die disippels dit uitdeel, word dit meer. Tot daar 12 mandjies vol oorbly. Nou het hulle die 12 mandjies vol kos bymekaar gemaak. Nou sê Jesus vir hulle, die Bybel sê, en hy het hulle gedwing om oor te vaar. Hy het vir hulle gesê, gaan sonder my oor. En toe hulle oorvaar, toe's die wind teen hulle. Kan ek vir jou vanoggend sê, wanneer ek en jy begin optree en begin doen, is een van die dinge in God se plan en in God se wil begin optree en doen, dan is een van die dinge wat gebeur is dat die wind teen ons waai. Hoekom? Want die duiwel wil nie hê jy moet dit doen wat God van jou verwag nie. En so is hulle in hierdie boot. En Jesus kom al wandelende na hulle toe aangestap en hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Dis ek. En Petrus sê, as dit U is, beveel my om op die water te loop. Onthou, die storm het nie stil geword terwyl Petrus voor Petrus geloop het of terwyl Petrus geloop het nie. Ekskuus. Die storm het stil geraak toe Jesus en Petrus terugklim in die boot. So Petrus het vir 'n oomblik op die stormagtige see geloop wat se golwe bo die boot gebreek het. Hoekom het Petrus dit gedoen? Sodat hy kon vir almal wys, hy het op water geloop? Petrus wou naby aan Jesus wees in die storm. En Petrus het die vorige dag gesien, dat as ek hom toelaat om in my lewe te werk, dan kan ek begin die dinge doen wat hy doen, want Jesus het mos self gesê, dat dieselfde werke en groter werke as wat hy gedoen het, sal ons doen. Petrus wou saam met Jesus op die water loop. Petrus wou doen wat Jesus doen. Petrus het gesien dat die storm geen effek op Jesus gehad het nie. En Petrus het besluit, ek wil 'n lewe leef waar storms nie bepaal hoe ek voel en wat ek dink en wat ek doen nie. Ek wil 'n lewe leef waar ek doen wat ek moet doen al waai die wind teen my. Waar ek leef wat ek moet leef al is die golwe groot. Petrus het gesê, ek wil uit die boot uitklim en op die water loop om naby Jesus te wees, sodat ek kan besig wees met dit waarmee hy besig is. Ek wil in geloof reageer op die woord. Ek wil doen wat hy sê. Hy het uit die boot uitgeklim om 'n getuienis te wees, om 'n getuienis te hê.
Vanoggend wil ek vir jou sê, al is die storm sterk en al waai die wind hard, die beste ding wat ek en jy kan doen, is om te onthou, die storm affekteer nie wie God is nie, en om te onthou, dat die feit dat daar 'n storm is, nie vir ons 'n bewys is dat hy ver is nie, want hy is nog steeds naby, en in die storm, terwyl hy naby is, wil hy my en jou nog steeds gebruik om 'n getuie te wees, van sy grootheid en sy almag. Klim uit die boot uit en kry jou getuienis. Klim uit die boot uit en loop saam met Jesus op die water. Wanneer die stormwind van die lewe teen jou waai, klim uit die boot uit en loop saam met Jesus. Laasweek het ons gesels oor Jesus wat met Petrus ontmoet en hom sê, volg my, en Petrus wat sê, ek los alles en ek volg. So die eerste ding wat 'n disipel doen, is om neer te lê en te sê, ek volg, ek gaan waar u gaan. En toe kom Petrus en hy sê, wel as u op water loop, loop ek op water. Wel as u vir siekes bid, bid ek vir siekes. Wel as u demone uitdryf, dan gaan wil ek demone uitdryf. Wel as u vir mense omgee en die werk van versoening in hulle lewe doen, dan wil ek dit doen. Kan ek net vir jou sê, al hierdie goed wat ek nou gesê het, staan in die Bybel? Want vir die wat glo sal hierdie tekens volg. Jesus self het vir sy disippels gesê, gaan uit. Genees die wat siek is. Bid vir die mense. Dryf demone uit. Maak 'n verskil. Die probleem is, wanneer die wind waai, soek ons 'n vashouplek en 'n veilige plek. Terwyl dit eintlik die tyd is, dat wanneer die wind waai, dat Christene uit die boot uitklim en in geloof reageer op dit wat God sê ons moet doen. Wat het gebeur met die ander ouens wat in die boot gebly het? Hulle het 'n amazing storie gehad om te vertel. Jesus het na ons toe gestap op die water, en toe hy by ons in die boot klim, toe is die storm stil. Petrus se storie is, ek het saam met hom geloop. Want ek lees dit, en Petrus het na Jesus toe gestap op die water. Ja, toe hy na die wind begin kyk en sy oë van Jesus afhaal, begin hy sink. Maar die amazing ding was, toe Petrus begin sink, was hy naby genoeg dat Jesus sy hand kon uitsteek en hom kon gryp. So hy het 'n entjie gestap. En hoe het hulle toe in die boot gekom? Hulle het teruggestap, soontoe gestap. Petrus het op die water gestap, gesink. Here red my, hy het hom gevat en saam met hom teruggestap en hulle het in die boot geklim en toe raak die storm stil. Kan ek vanoggend vir jou sê, die uitdaging vir my en jou as volgelinge, as kinders van God, is om te sê, Here, al waai die wind, ek gaan uit die boot uitklim, want ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil 'n getuienis hê van U grootheid en U almag. Ek wil kan sê, dat ek nie net gehoor het van wat Jesus doen nie, maar ek was deel van dit wat hy gedoen het. Dis in die storms van die lewe, waar ons geloof regtig sigbaar word. Dis in die storms van die lewe, waar ons getuienis regtig voete kry. Die disippels het gesien, hoe maak hy brood en visse meer deur hulle hande. Petrus het gesê, ek het dit gesien, ek wil sien, as hy op water loop, wil ek op water loop, want ek wil sy vermoë sigbaar sien in my lewe. Vers 30 sê, maar toe die wind sterk begin waai, en hy na die wind kyk, het hy bang geword en hy het begin sink, en hy het geroep en gesê, Here red my, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek, en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop het hulle klim hulle in die skei, en die wind het gaan lê. Petrus het op die water geloop, omdat hy gesê het, ek wil doen wat Jesus doen. Ek wil die verskil maak. Hierdie is baie keer die deel van die verhaal waarop ons fokus, wanneer ons kyk na Petrus wat gesink het en wat getwyfel het. Ja, maar Petrus het gesink, en Jesus het hom berusp en hom sê, klein gelowige. Ek wonder wat het hy vir die ouens in die boot gesê, wat nie eers die kans gevat het om uit te klim nie. As Petrus wat 'n paar tree geloop het, klein gelowige genoem word, wat het gebeur met die ouens wat in die boot bly sit het?
Wat nie eers wou reageer toe Jesus naby kom nie. Dis wanneer die omstandighede harder met ons praat, as wat God se woord met ons praat, dat ons begin sink. Kom ons luister wat die Here vir ons sê, kom ons reageer op sy woord, kom ons klim uit die boot uit in geloof, en ons sê, Here, ek wil loop waar U loop, want ek het gekies om U te volg. Ek wil doen dit wat U van my verwag. Ons is nie geroep om te oorleef nie, ons is geroep as kinders van God om op die water te loop, sodat ons 'n getuienis kan hê van die krag en die grootheid van ons God, sodat ons kan sien, nie net wat hy in ander se lewe doen nie, maar wat hy in my lewe doen, sodat ek 'n getuienis kan hê van wie hy is. Ja, Petrus het gesink, en ja, Petrus het vir 'n oomblik sy oë van Jesus afgehaal en getwyfel, toe hy die sterk wind sien. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, Petrus het geloop. Die een grootste probleem is, dat ons in soveel areas van ons geestelike lewe weet, dat God van ons verwag, om 'n tree in geloof te gee, om uit die boot uit te klim en hom te vertrou, vir iets onmoontlik, wat by hom moontlik is. Dat ons hierdie ervaring het, dat God in my lewe en deur my lewe iets amazing wil doen, want ek is sy kind, en hy wil my gebruik om sy koningsheerskappy sigbaar te maak. Hy wil my gebruik om vir mense te wys wie hy is. Hy wil my gebruik om 'n onsigbare God se liefde sigbaar te maak, om 'n onsigbare God se krag sigbaar te maak. En dan wat ons doen is, ons bly maar eerder in die boot sit. Maar, want sê nou ek sink. Maar sê nou dit werk nie. Maar sê nou ek misluk. Maar sê nou jy loop 3 tree, voor jy sink. Maar sê nou, jy het 'n getuienis wat sê, ek het saam met Jesus geloop. Ja, ek het toe nou die wind gesien, maar ek het saam hom teruggestap boot toe, en die storm het stil geraak. Die stormwind van die lewe wil my en jou laat stil sit om te wag dat dinge beter word. Geloof sê, ek gaan nie wag dat dinge beter word nie. Ek gaan uit die boot uitklim en begin doen wat God van my verwag, want saam met Jesus gaan ek op die water loop, en wanneer hy saam met my in die boot klim, gaan die storm stil word. Ek leer in hierdie verhaal, om Jesus te volg, is nie 'n stormlose, gemaklike lewe nie. Ek leer in hierdie verhaal, dat geloof wat reageer, uit die boot uitklim en gaan meer doen as wat ander doen. Ek leer in hierdie verhaal, dat 'n getuienis van wat hy met my doen, en nie net wat hy vir my doen nie, 'n baie groot getuienis is. Vra jou vanoggend, gaan jy in hierdie jaar, terwyl jy hom volg, tree vir tree, uit die boot uitklim? Ek vra jou vanoggend, gaan jy dit waag om die leiding van die Heilige Gees in hierdie jaar tree vir tree te volg, al waai die wind? Ek vra jou vanoggend, gaan ek en jy in hierdie jaar reageer op God se woord, sodat ons kan beleef wat hy met ons kan doen? Want elkeen wat op God se woord reageer, sal 'n groot getuienis hê. Ek motiveer jou vanoggend, klim uit die boot uit en volg die leiding van die Heilige Gees. Doen wat hy op jou hart lê om te doen. Raak betrokke waar hy met jou praat om betrokke te raak. Klim in en neem deel, daar waar jy in jou hart voel hy vir jou sê om deel te neem. Begin optree. Ek weet hoe dit werk met my ook so. Ek kry hierdie belewenis, moet ry soontoe gaan bid vir daardie mense, of kom in die hospitaal, bid vir iemand, 'n vriend wat daar in die hospitaal lê, bid vir hom, en terwyl jy uitstap, dan kry jy hierdie ervaring, bid sommer vir die ou in hierdie kamer ook. En dan is my eerste reaksie, ja, maar sê nou dit werk nie. Guess what? Raai wat? Dis my verantwoordelikheid om dit te laat werk nie. Dis my werk om te bid. Dis my werk om lief genoeg te hê, om genoeg om te gee, om te net te bid. Maak nie saak wat gebeur nie. Dis net my werk om te sê, ek gaan uitklim,
En ek gaan volg. Ek gaan saam met Jesus op water loop. Want Jesus het nie een keer vir Petrus gesê, nee Petrus, jy verstaan nie mooi nie. Ek is die seun van God. Net ek kan op water loop nie. Jesus het gesê, kom. Nie eers baie woorde nie, net een. Kom. Here, as dit U is, laat ek saam met U loop, kom. Vanoggend wil ek jou uitnooi om hierdie hartsbegeerte in jou hart te laat ontwikkel, om te sê, Here, roep my, lei my, gebruik my. En dan wil ek hê, jy moet vanoggend hoor hoe die Here vir jou sê, kom. Vertrou my. Maar Here, sê nou ek sink, dan is ek naby genoeg om jou op te tel. Here, sê nou ek kry dit nie reg nie, sê nou ek maak 'n fout, sê nou ek maak droog, dan is ek naby genoeg om jou hand te vat en jou op te tel, sodat jy saam met my terug kan stap na die bootjie toe. Hier's die uitdaging, klim uit die boot uit en getuig van waar Jesus jou lei. Moenie dat die skrik van die storm wat reeds waai, jou weghou van dit wat God wil hê jy moet doen nie. Weghou van dit wat God in en deur jou lewe wil doen nie. Petrus het nie gedink, sê nou ek sink nie, hy het geglo en gereageer en hy het op die water geloop. En al het hy gesink, was Jesus daar om sy hand te gryp. Gaan loop op die water en gaan vertel vir mense van jou Jesus in hierdie week. Ek wil jou vanoggend uitdaag om môre by die werk op die water te loop. Om oormôre in die Spar of in die Cappuccino's of in die waar ook al op water te loop en iets te doen wat jy in jou lewe nog nooit gedoen het nie. Al is dit om net vir jou kelner te bid. Elke keer wanneer ons dit doen, beleef ek net iets amazing. Ouens begin huil, ouens ervaar die liefde van God. Die eendag bid ons vir die ouetjie in Cappuccino's. En dit is skerry goed vir my. Moet jy nie dink, ja, maar jy's 'n pastoor en jy verstaan hierdie goed en jy weet, julle het ekstra geloof gekry en julle het hierdie sprankelende persoonlikhede wat maklik met alle mense praat nie. It's not like that. Ek hou nie van vreemde mense nie. Of julle my nou wil glo of nie. Bel my 'n bietjie sonder dat ek weet dis jy wat bel, dan hoor jy my telefoonstem. Hallo? Is dit hoe dit klink? Wat 'n kans, man. Ja. Klink nie so erg nie, ek maak dit bietjie erger as wat dit is, nê. Stupid. Maar ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe ek voel nie, as party mense my nou bel, as ek so, hallo, wat sê jy? Dan sê Hansie soos, met wie praat ek nou? Maar ek wil vir jou sê, dis tyd dat ons by ons persoonlikheid en by ons gereserveerdheid en by ons eie beperkings en dis nie wie ek is nie verbykom, want Petrus is ook nie 'n ou wat op water loop nie, want ek weet nie of jy al getraai het nie, het gebeur nie. Angela het nou die dag getraai en met wonde van Broenvelsie af huis toe gegaan. Want sy daar gestaan en gesê, "Tjekko loop ek op water." En toe bloei sy. Was nie heeltemal wat gebeur het nie, maar dit is 'n goeie voorbeeld. As jy dink, ja, maar ek kan nie, dis nie ek nie. Petrus is ook nie 'n waterloper nie. Ek dink Petrus se grootste geluk in sy lewe was dat hy 'n impulsiewe ou was wat net gedoen het sonder om te dink. En miskien moet ek en jy bietjie minder dink oor die boksies en die maniere en die dinge wat ons om onsself en om ons God bou en net so bietjie sê, nee, wag 'n bietjie, ek gaan anders wees as wat ek nog altyd gedink het ek gaan wees. Ek gaan anders wees. Ek kon nog nooit op water loop nie, maar hierdie week gaan ek. Ek gaan God vertrou
om op sy woord te reageer, en al waai die wind, al bid die kelner elke dag van 12 tot 1 of 1 tot 2 of wat ook al. Maak nie saak nie. Ek gaan op water loop. Sê nou ek sink, wel dan is Jesus daar, want ek loop mos saam met hom op die water. Dan is hy daar om my hand te gryp en my uit te help. Kom ek kom terug na my storie toe. Sit in die cappuccino's, bring die rekening, sê vir hom, what's your name? Ek weet hulle name staan nie, maar ek sien daar's baie ouens wat nou die laaste ruk by die restaurante werk wat dieselfde naam het, Trainee, het julle gesien? Sê ek maar vir hom, hello Trainee, how are you? I see your brother Trainee and your sister Trainee, all of you, your names are Trainee, what is wrong with this place? Huh? Maar ek kan nie onthou wat sy naam was nie, hy het 'n snaakse naam, dan vra ek hom, hoe spreek 'n mens dit uit? Dan sê hy my, dan sê ek, sê weer, dan sê hy my, dan sê ek, sê weer, dan sê hy my, dan sê ek, okay, I'm just going to pray for you. Lord, I thank you for my brother. You know his name. Want ek kan nie sy naam sê nie. En in 'n oomblik se tyd bid ons en ons sê, Here, ons bid dat U vir hierdie jong man voorsien, want hy wil gaan studeer. Dat U hom sal help, dat hy die fondse bymekaar sal kry om te gaan studeer. Maar Here, meer as dit, dank ons saam met hom U vir die werk wat U vir hom gegee het, want hy is so dankbaar vir hierdie job. Here, vandag bid ek dat hy U liefde en U krag sal beleef. En Heilige Gees, dat U op hierdie oomblik die liefde van God net oor hom sal uitstort. In Jesus naam, en as ek my oë oopmaak, dan loop die trane van hierdie man se wange af. En hy sê, it's warm. And I feel electricity. Dan sê ek, that's God. Trust Him with everything in your life. Is nie vir my maklik nie. Is nie vir my maklik nie. En omdat dit nie vir my maklik is nie, doen ek dit heeltemal te min. Ek weet daar's goed wat vir jou nie maklik is nie, en wat buite jou gemaksone is, en buite jou wie jy dink jy is, wat vanoggend vir jou sê, dis tyd dat ek en jy in die storm van die lewe uit die boot uit klim en saam met Jesus op die water loop. Want dis 'n getuienis. Dis 'n getuienis. Ek het hom vertrou. Kyk wat het hy gedoen. Sê nou ek sink. Ten minste het Petrus geloop. Het 'n baie groter storie om te vertel as die ouens wat in die boot bly sit het. My en jou keuse vanoggend is of ons gaan maar bly sit in 'n bootjie in my manier van dink oor dinge, en of ek gaan uitklim en sê, Here, ek wil op die water loop saam met U. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om hierdie woord te vat en dit te leef. Lei my in die toepassing van U woord in my lewe. Terwyl U woord so mooi sê dat ons wat regverdig is, dat ons die waagmoed, die boldness van leeu's het, bid ek, Here, dat ons met daardie waagmoed en daardie boldness hierdie week na ons werksplek en in die dorp en oral sal rondgaan. En dat ons as volgelinge van Jesus buite die bootjie saam met U op water sal loop. Heilige Gees, herinner ons aan hierdie woord en help ons om in hierdie week te reageer wanneer U ons lei. Dat ons sal doen in die storm wat Jesus sou doen. Op water sou loop. Wandel. Dat ons sal doen in mense wat ons ontmoet hierdie week,
Wie se lewens in stormagtige omstandighede is, dat ons sal doen wat U sal doen, dat ons 'n woord sal spreek en dat storms in mense se lewens sal stil word. Want U gee vir U volgelinge die mandaat om 'n verskil te gaan maak. Heilige Gees, werk met hierdie woord in ons harte. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.